Kan jy saam met my so lank oopmaak? Ons is by die laaste stukkie van Handelinge 11. Ons het laasweek met Handelinge 11 begin. Vandag maak ons hom klaar. Iemand vra nou die dag vir my, hoekom lees ons die nou deur die hele Handelinge? En ek dink dit is sommer net 'n persoonlike oortuiging van my en Marius dat dit vat die hele Bybel om 'n hele gelowige te maak. En daar's tye wat die Here ons anderster wys en dan doen ons weer 'n preekreeks met 'n sekere tema en sekere tekste. Maar ek dink daar is verseker waarde daarin om 'n boek so te vat en om deur te werk en om deur te trap, want dit forceer ons ook om te preek oor die gedeeltes waaroor ons nie tipies sou preek nie. En om te praat oor die onderwerpe wat ons nie noodwendig sou aanraak of sou aanroer nie. En ek dink as jy ook met Handelinge in jou Bybelstudie besig is daar ongelooflike waarde daarin om te luister en dan in die week vir die Here te vra om dit ook in jou in te bou. As jy enige van die preke mis, almal van hulle is op YouTube, so die hele preekreeks is daar opgelaai, en dis ook lekker om dit te kan deel. Dit is die lekker van YouTube, as jy kan hom aanstuur, so as jy voel die preek was van waarde vir jou, dan is daar 'n share knoppie, julle almal weet hoe om te share, né? Dan kan jy op die share knoppie gaan druk en jy kan die video vir iemand aanstuur en dan kan hulle ook na die boodskap luister. So maak seker jy mis nie een van hulle nie. Alright, Handelinge 11. Jou Bybel is oop, jou vinger is daar of jou lint of jou boekmerkie is daarin. Ons reis al die hele jaar deur Handelinge en vandag is ons nou besig met daai laaste gedeelte van Handelinge 11. En so jy het nou al 'n groot stuk van Handelinge agter jou. En ek wonder somme, as ek vanoggend vir jou vra, om Handelinge, of dit wat ons reeds gedoen het vir my, net in een sin te moet opsom, wat sou jy sê? Ek wil jy moet gou daaroor dink. Nou hoef jy nou nie weer op te staan en met iemand anders te gaan praat nie, maar deel sommer gou met daai persoon wat daar langs jou sit, daai iemand wat saam jou kerk toe gekom het, of as jy sien iemand sit alleen, deel sommer net met hulle, wat sal daai een sin wees, waarmee jy Handelinge opsom? Sê dis die geboorte van die kerk, of dit is die uitstorting en werking van die Heilige Gees. Ek dink ek sal sê, dit is die verhaal van hoe God die evangelie in die wêreld ingevat het. Die goeie nuus van Jesus, want Jesus was daar, Jesus is gekruisig, Jesus het opgestaan, Jesus het opgevaar na die hemel, en die Heilige Gees is uitgestort, maar die storie kon net daar gebly het. Dit kon net vir daai ouens wat dit beleef het, gewees het. Maar voor Jesus opvaar, sê hy, ek gaan vir julle krag gee, maar die krag wat ek vir julle gaan gee, gaan vir een doel wees, en dit is dat julle my getuies sal wees in die wêreld daar buite, so ver soos die uithoeke van die wêreld. So, die verhaal van hoe die evangelie in die wêreld ingevat is. En ons sien dan hoe die evangelie in Jerusalem begin, en hoe dit uiteindelik die hele aarde bereik. En so ons sien dit versprei van Jerusalem na Judea, na Samaria, en dan in Handelinge 10 gebeur hierdie ding, hierdie groot oomblik in die geskiedenis van die kerk, waar Petrus oor die drempel van 'n heidense huis stap. En hoe Cornelius en sy hele gesin tot bekering kom, maar nie net dit nie, hoe God hulle bekering bevestig deur die Heilige Gees ook vir hulle te gee. Maar, het ons nou laasweek gehoor, nie almal was so opgewonde oor die nuus nie. So toe Petrus terugkeer na Jerusalem toe moes hy homself eers verduidelik, en baie van die Joodse gelowiges was nog oortuig dat God se verlossing net vir die Jode bedoel was. Maar dan vertel Petrus baie geduldig en stap vir stap vir sy gemeente wat God gedoen het. En dan kom hierdie gemeente by die gevolgtrekking uiteindelik uit in vers 18 waar hulle sê, wow, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring en aan hulle die lewe gegee. En dis waar ons laasweek gestop het. En dit is een van die belangrikste draaipunte in die boek Handelinge. Want jy moet eers verstaan, of hulle moes eers verstaan,
vir wie die evangelie bedoel is, voordat hulle kon uitgaan na wie die evangelie voorbedoel is. Okay, so hulle moes eers verstaan, dit is nie net vir ons nie, dit is vir almal, voor hulle bereid sou wees om te gaan. En dit bring ons by vandag se gedeelte, vanaf Handelinge 11 vers 19, begin die kerk vir die eerste keer doelbewus na die heidense wêreld toe uitbrei. Die eerste groot heidense gemeente word in Antiochië gebore. En die sendingbeweging waarvan ek en jy deel is, begin hier. So as jy wil weet, waar begin ons storie wat nie Jode is nie, begin eintlik hier in Handelinge 11. En as ek vanoggend vir jou een sin moet sê oor waaroor die hele Handelinge 11 gaan, dan is dit God werk buite ons gemaksone. En as ons saam met God wil beweeg, moet ons bereid wees om buite ons gemaksone te beweeg. Wie van julle hier het 'n diep behoefte om te gaan waar God jou stuur, om te doen wat God wil hê jy moet doen, om binne God se wil te wees? Ongetwyfeld, elkeen van ons. En dit gaan van ons vra, soos ons hier in Handelinge 11 sien, om buite ons gemaksone te beweeg. Iets tref my wanneer ek hierdie verhaal lees. Jesus begin reeds in Handelinge 1, gee hy die opdrag. In Handelinge 2 kry hulle die Heilige Gees en die krag om hierdie opdrag te gaan uitvoer. En duisende mense het reeds tot bekering gekom en nog steeds wag God 7 jaar lank voor die volgende groot stap. Voor die heidene ook hier ingesluit word. En dit herinner my sommer net vanoggend, en ek wil jou ook daaraan herinner, dat God is nie haastig nie. Okay? In ons sin van die woord nie. Ek dink ons wil partykeer hê dinge moet vinnig gebeur en ons wil die resultate nou sien en dit is eenvoudig nie hoe God werk nie. Hy berei ons voor, hy lê die fondasie, hy verander harte en eers wanneer die grond reg is, dan laat hy die laaste fase van sy plan ontvou. Waarom het God 7 jaar gewag? Ek dink Handelinge wys vir ons ten minste 3 redes. In die eerste plek moes die gesag van die apostels eers gevestig word. Dink net gou saam met my, die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. Alright? So wanneer die vroeë kerk wou weet wat waar is en wat nie waar is nie en wat hulle teologie is en wat ons oor God glo en wat ons nie oor God glo nie, moes hulle na die apostels geluister het. So God het deur die apostels daai leerstellige fundament of fondasie van die kerk gelê. Voordat die evangelie kon versprei, moes daai fondasie eers reg gewees het. Ouens moes weet wat hulle glo. Kan jy jou indink wat sou gebeur het as hierdie klomp ouens net die wêreld ingevaar het sonder 'n goeie teologiese fondasie? Een ou sou iets gesê het en 'n ander ou sou iets gesê het wat met mekaar bots, want hulle sou nie ooreengestem het nie. 7 jaar lank het die apostels gepreek en ons sien hulle het onderrig gegee en 7 jaar lank het hulle die raamwerk gevorm en eintlik neergelê waarop die kerk gebou is en die Nuwe Testament dan geskryf is. En die raamwerk waar volgens ek en jy ook vandag glo. Tweedens moes God sy mense voorberei. So 'n sterk fondasie beteken niks as daar nie mure is nie, maar die mense wat die mure oprig moet ook gereed wees. En die eerste gelowiges, alhoewel dit massas was wat op een slag tot bekering gekom het, was geestelike babas. Hulle was nie geestelike reuse gebore nie. Hulle moes groei, hulle moes leer, hulle moes volwasse word. Hulle moes ontdek hoe God hulle wil gebruik. Voor God hulle kon uitstuur. En dan is daar 'n derde rede. En die derde rede het ons laasweek gesien, primêr, in daai eerste gedeelte van Handelinge 11. En dit is dat hulle vooroordeele moes eers sterf. Die grootste struikelblok vir die uitbreiding van die evangelie
was nie Rome nie, dit was nie vervolging nie, dit was nie geld nie, dit was die kerk se eie hart gewees. Dit was die kerk se gemaksone gewees. En voordat God die heidene by sy familie kon inbring, moes hy eers mure afbreek wat sy eie kinders rondom sy genade gebou het. Want hulle het gesê, God se genade is vir ons. Jesus se kruis was vir ons. Jesus se verlossing is net vir ons. En God moes eers daai mure afbreek. Hy moes hulle eers daai vooroordele van hulle afbreek. Hy moes hulle eers uit daai gemaksone kom haal, voordat hulle gereed was en bereid was om oor hulle grense na ander toe uit te reik. En nou het jy jou Bybel saam met my by Handelinge 11 vers 19 oop. Kom ons lees saam. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Cyrene afkomstig was en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Griekssprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. So as ons begin en ons lees Handelinge 11 vers 19, dan tel die verhaal eintlik weer op daar waar Lukas, die skrywer van Handelinge, dit in Handelinge 8 vers 4 onderbreek het. Onthou julle nog? Stefanus is gestenig, hierdie heftige vervolging breek uit teen die kerk, en een man neem die voortou, en daai man is niemand anderster as Saulus nie, die man wat later Paulus genoem word. En daardie vervolging dryf dan die gelowiges uit Jerusalem en uit Judea uit, en hulle vlug na plekke soos Fenisië en Siprus en Antiochië. Maar hier's een belangrike detail. Wanneer hulle in hierdie nuwe stede aankom, dan verkondig hulle die evangelie, daar staan net aan die Jode. Net aan, so te sê, hulle eie mense. Die ouens met wie hulle gemaklik is. Ek weet nie wie van julle of hoeveel van julle het al die voorreg gehad om oor see te gaan vakansie hou nie. Maar as jy daar tussen die mense loop en jy hoor een ou Afrikaans praat, dan is julle boesemvriende. Jy gaan stel jouself voor, jy drink saam met 'n ou koffie, want dis jou eie mense, né? 'n Ou wat Afrikaans praat, voel soos 'n stukkie huis as jy in die buiteland is. So hulle het die evangelie net aan die Jode gaan verkondig, net aan hulle eie mense. Hoekom? Omdat hulle eenvoudig nog nie 'n voorbeeld gehad het van doelbewuste evangelisasie na die heidene nie.
Ja, Cornelius en sy gesin het tot bekering gekom, maar dit was God wat Petrus spesifiek na hierdie ouens toe gestuur het. En die kerk het nog nie verstaan dat die evangelie nou doelbewus na die heidense wêreld toe ook moet uitgaan nie. En dan kom ons by vers 20. En is 'n vers wat baie maklik verbygelees word, maar daai vers, daai woorde is woorde wat die hele geskiedenis verander. Die 2020 vertaling vertaal dit vir my die beste, daar staan, maar toe party van hulle in Antiochië aankom, het hulle ook met die Helleniste gepraat en die evangelie aan hulle verkondig. So hierdie woorde verander alles. 'n Paar Joodse Christene wat van Cyprus en Cyrene toe nou afkom, in Antiochië aankom, doen iets ongewoon. In plaas daarvan om net Jode op te soek, doen hulle iets wat niemand nog gedoen het nie. Hulle sit hulle tone buite hulle gemaksone en hulle begin met die Grieke oor Jesus te praat. Nou, ek wil net hier vir jou iets opklaar, as jy die 83 vertaling of dalk die 53 vertaling op jou skoot het en dit jou go-to vertaling is wat jy gebruik. Nou die 83 vertaling wat ons vanoggend gelees het, praat van Grieks sprekendes. Die 53 vertaling praat nog van Grieks sprekende Jode. So dis mos nou twee totaal verskillende goed. So ek wil dit net vir jou verduidelik. As jy die woord Grieks sprekendes lees, dan dink jy, dit laat 'n mens wonder of Lukas nie dalk hierso spesifiek praat net van Grieks sprekende Jode nie. Maar as ons teruggaan na die oudste en mees betroubare Griekse manuskripte, wat hulle gebruik om die Bybel te vertaal, dan is die woord wat gebruik word Hellenas. Helenas, my Grieks is so goed, hoor. Helenas, okay? En Helenas kan vertaal word met Helleniste, soos wat dit in die 2020 vertaling vertaal word, maar die woord is eintlik Grieke. Okay, Helleniste was Grieke. En dis hoekom jy in jou 83 vertaling sien Grieks sprekendes. Die 53 vertaling is uit 'n jonger manuskrip uitvertaal, glo dit of nie. So die 83 vertaling is hier baie meer akkuraat vertaal as die 53 vertaling. So dit is nie Grieks sprekende Jode waarna hier verwys word nie. Maar ook as jy hierdie gedeelte net in die konteks gaan lees van wat hier gebeur, dan kan jy nie 'n ander verstaan hê as dat hulle oor die grens na die Grieke toe uitgereik het en dat dit nie Grieks sprekende Jode is waarvan hier gepraat word nie. So net ingeval jy dalk daar met jou Bybel gesit het en gewonder het of interpreteer ons nou nie die skrif hier verkeerd nie. So, die eerste keer begin die Joodse gelowiges doelbewus die evangelie aan onbesnede heidene verkondig. En uit hierdie eenvoudige daad word die eerste groot heidense gemeente dan nou gebore. Ek wil jou terugvat na vanoggend toe jy moes opstaan, daar waar jy lekker gemaklik gesit het en iemand moes gaan groet het. Dink net gou vir 'n oomblik hoe ongemaklik dit vir hierdie ouens moes gewees het. Hulle hele lewe is hulle geleer, moenie met die heidene meng nie. Die heidene is eintlik ons vyande. Jy mag nie by hulle eet nie, jy mag nie in hulle huise ingaan nie. Bly weg. En nou stuur God hulle juis soontoe. Hoekom? Want God werk buite ons gemaksone. God kleur buite ons lyne in. Soos wat Marius vir ons gesê het. Besef julle hoe groot hierdie oomblik is? Ek dink as ons dit hier lees, dan beleef ons nie eintlik die nodige excitement, die opgewondenheid oor dit wat hier gebeur nie. 'n wêreldsending, die wêreldsending aksie begin nie hier met 'n konferensie nie, dit begin nie met 'n vergadering en 'n strategiese plan nie, dit begin met 'n paar doodgewone gelowiges wat bereid is om oor hulle grense te gaan na iemand
met wie hulle nog nooit voorheen gepraat het nie, en om Jesus met hulle te gaan deel. 'n Paar ouens wat bereid is om daai eerste tree te gee en uit hulle gemaksone te klim. En weet julle wat was hierdie ouens se name? Nee, ons weet nie. Want die Bybel sê dit nie vir ons nie. En ek glo dat dit nie per ongeluk weggelaat is nie. Die Heilige Gees laat doelbewus daai name uit, want die fokus is nooit op die draers van die evangelie nie, maar eerder op die een oor wie die evangelie gaan, naamlik Jesus. Die enigste naam wat ooit onthou moet word, is die naam van Jesus. En ek wonder hoeveel van ons het daai selfde soort naamlose toewyding. En voor jy jouself nederiger dink as wat jy regtig is. Ons hou daarvan as mense ons raak sien, né? Ons hou daarvan as iemand vir ons dankie sê. Ons verwag eintlik 'n dankie. En dan kan ons iets doen en sê ons verwag nie die dankie nie, en dan kom die dankie nie, en dan is ons teleurgesteld. Ons hou daarvan om erkenning te kry. En jy sal dit dalk nooit hardop sê as niemand jou naam noem nie, maar ergens in jou binneste is jy so klein bietjie teleurgesteld. Hierdie manne kom wys vir ons iets anders, hierdie verhaal leer vir ons iets anders. Hulle sê, as mense vir Jesus onthou, en hulle vergeet my, dan was my lewe 'n sukses. Dit is ware disippelskap. Nie dat mense jou naam onthou nie, maar dat hulle Jesus se naam onthou, na hulle met jou te doen gehad het. Maar daar's nog iets wat Lukas wil hê ons moet raak sien. Hy sê nie, hulle het aan die Grieke verkondig dat Jesus die Christus is nie. Hy sê, hulle het die goeie nuus met die Grieke gedeel, dat Jesus die Here is. Dis 'n fyn ding wat jy hier moet raak sien. Hoekom doen hy dit? Want Christus was 'n Joodse term. Dit kom van die Hebreëus se Messias. So Christus het Messias beteken. Dit was 'n Joodse begrip. Die Grieke het nie vir 'n Messias gewag nie. So as hulle vir hulle sou gaan vertel het, hoor hierso, die Messias het gekom, sou die Grieke hulle so aangestaar het en vir hulle gesê het, wat praat julle? O, het julle Messias gekom? Goed so vir julle. Ons het nie 'n Messias verwag nie, hy het nie vir ons gekom nie. En daarom verkondig hulle Jesus as die Here. Hulle gebruik taal hier wat vir die Grieke iets beteken. Hoor mooi, die evangelie het nie verander nie, maar die manier waarop hulle dit verduidelik het by hulle gehoor aangesluit. En hier weer 'n keer leer ons 'n baie belangrike les by hierdie naamlose mense, en dit is dat om die evangelie getrou te verkondig beteken nie dat ons dit noodwendig altyd met dieselfde woorde by elke ou doen nie. Die boodskap bly dieselfde, maar die brug na mense toe verskil. Mense se begrip en se konsepte verskil. En daarom, wanneer jy Jesus met iemand deel, moet jy so onder die leiding van die Heilige Gees wees, dat jy vir die Here voortdurend vra, Here, wys my hoe ek Jesus met die persoon moet deel. Watter woorde sal sy of haar hart sag maak? Wat moet ek sê, Here? Wat moet ek eerder nie sê nie? Ek dink, baie keer maak ons hierdie fout. Ons is entoesiasties, ons wil Jesus met iemand deel, en ons begin met 'n ou oor Jesus te praat, maar dan is dit of bo oor sy kop, of ons skop sy knie onder hom uit. Ons het laasweek daar gepraat dat ons nie moet beklei, of noodwendig argumenteer oor Bybelse sake nie. Moenie ou se knie onder hom uitskop nie, maar jy moet ook nie bo oor sy kop praat nie. Dit help hom ook niks. Vers 21 sê vir ons, die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom, en hulle tot die Here bekeer het. Moenie hierdie fyn nuance miskyk nie. Lukas sê nie net, baie mense het geglo nie. Hy sê, hulle het geglo en hulle tot die Here bekeer. En daai twee gedagtes hoort saam. Die woord bekeer beteken letterlik, ons het dit al gedoen, né? Om te draai. Om in 'n ander rigting in te draai.
As jy jou na die Here bekeer, dan draai jy weg van jou sonde en jy draai na die Here toe. Met ander woorde, hierdie mense het nie net die nuwe inligting van Jesus gehoor en dit aanvaar nie. Hulle het toegelaat dat hierdie inligting die rigting van hulle lewe verander. En dit is 'n baie belangrike nuance hier. En ek wil vir 'n oomblik hier stop. En ek wil iets vir jou sê vanoggend. Dit is moontlik om te sê jy glo in Jesus, sonder dat daar ooit ware bekering plaasvind. Dit is presies waarom Jakobus skryf, geloof sonder werke is dood. Jakobus sê nie, jou goeie werke red jou nie. Hy sê ook nie, jy moet eers goed doen voor God jou aanvaar nie. Hy sê dat ware geloof sigbaar word in die vrug daarvan. Ware geloof word sigbaar, dit dra vrug, dit verander mense. En wanneer iemand werklik tot Christus kom en Jesus glo en hom tot die Here bekeer, dan verander prioriteite. Hallo? Jou prioriteite verander die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het. Waardes verander. Begeertes verander. Jy draai al hoe meer weg van sonde en al hoe meer na Christus toe. Ek wil jy moet my net mooi verstaan, so ek wil dit net duidelik sê vanoggend. Ek sê nie, goeie werke maak jou 'n Christen nie. Die Bybel leer ons baie duidelik dat ons alleen deur die genade van God en deur ons geloof in Christus gered word. Maar wat ek vanoggend sê is, dieselfde geloof wat red, verander ons ook. Ons word deur geloof geregverdig sonder werke, maar ons word deur geloof geregverdig tot goeie werke. Ek gaan hom gou weer herhaal, laat hy net drop. Ons word deur geloof geregverdig, ja, sonder werke, maar ons word deur geloof geregverdig tot goeie werke. Die hele Jakobus gaan daaroor. En dis presies wat ons ook in Efesiërs 2 vers 8 tot 10 lees. Kom ek lees dit vir jou, daar staan, want uit genade is julle verlos deur geloof. Met ander woorde, ons verlossing kom deur genade en geloof, that's it. En dit kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand iets het, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksels, geskep in Christus Jesus en hoor, hier gaan hy, om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. So Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê vir ons word nie gered deur goeie werke nie, maar ons word gered om goeie werke te doen. So bekering beteken nie net dat ek my opinie verander nie, dit beteken ek beweeg uit my ou lewe uit. En daarom is bekering in essensie 'n beweging uit my gemaksone uit. Jy kan nie bekering hê en nog steeds lekker gemaklik in jou comfort zone wees nie. Right, wanneer mense nie net van Jesus hoor nie, maar hulle werklik na die Here toe draai, dan gebeur wat ons hier in Handelinge 11 sien. Wat sien ons hier? Ons sien die kerk groei. Die nuus van hierdie nuwe gemeente in Antiochië bereik dan nou vir Jerusalem, en hierdie keer reageer die gemeente heeltemal anders. Ek wonder hoekom. Want na alles wat God deur Petrus en Cornelius vir hulle geleer het, weet hulle nou wat die regte manier is om op te tree. En nou stuur hulle die regte man na Antiochië toe. Hulle stuur vir Barnabas.
Hulle kon vir Jakobus gestuur het, of vir Johannes gestuur het, of selfs vir ou Petrus gestuur het, wat nou net deur hierdie ervaring kom, maar hulle het by mekaar gesit, en hulle het gedink, en die Heilige Gees het vir hulle gesê, as iemand hierdie gemeente gaan opbou, is dit Barnabas. Waarom stuur hulle vir Barnabas? Want Barnabas, lees ons al vroeër in Handelinge, was die soort mens wat bereid was om sy gemaksone te verlaat vir dit wat die Here van hom verwag. Hy was bereid om uit sy gemaksone te klim ter wille van die evangelie. Nou interessant, ons weet dit, ons het dit al vir mekaar gesê, maar gaan dit weer vandag vir jou sê, Barnabas was nie sy regte naam nie. Sy geboortenaam was, wie kan onthou? Josef. Barnabas was sy bynaam. Kom ons doen gou iets lekker, net sodat julle gou weer wakker word. Draai gou na daai ou daar langs jou, dan deel jy gou met daai persoon, het jy 'n bynaam en waar kom die bynaam vandaan? Right. Kom ek deel met julle myne. My bynaam is Tingeling of Krinks. Dit kom van my naam af. En dan het ek 'n snaakse bynaam en ek het geen idee waar dit vandaan kom nie. Ek het my pa gevra waar kom hy aan dit? Maar hy kon my nie sê nie, maar sy bynaam van my is Kokkerot. Maar hy is skoon, ek beloof. Hy is skoon soos wat dit kan wees as jy 2 klein kindertjies het, maar hy is skoon, maar eintlik van kleintyd af noem my pa my Kokkerot, en my ma noem my Tingeling, ek sal nie sê wat frik my noem nie, en die res van die mense noem my Krinks. Okay. Ons almal ken byname, kom ons doen nog so ietsie van, kom ons kyk of julle kan raai, wat is die volgende persone se byname of verhoogname? Okay, so wie kan raai wie is Louis Peppler? Yes, julle is oulik. Okay, dit was 'n maklike een. Jan Adrian Hoogendijk. Elvis Blue, mooi. Jaco Roo. Wie? Random ou. Jak de Priester. Liani Ekermans. Lia, en Henk Opperman. Dousie, sy weet dit gesê, daar is 'n Dousie fan. Alright, interessant, né? Byname vertel vir ons eintlik so iets van die mens. En Barnabas was 'n bynaam. En sy bynaam vertel vir ons iets van sy karakter. En Barnabas beteken seun van bemoediging. So dit was nie net 'n mooi bynaam of 'n oulike ietsie wat hulle hom genoem het nie. Hy het sy bynaam geleef. En ons sien dit as ons na sy lewe kyk. In Handelinge 4 verkoop hy sy grond en hy gee die geld om ander gelowiges te help. In Handelinge 9 glo hy in Saulus wanneer niemand anders vir Saulus vertrou nie. Hier in Handelinge 11 sien ons dat hy God se genade in hierdie nuwe gemeente raak sien. En later in Handelinge sien ons dat hy vir Johannes Markus 'n tweede kans gee wanneer Paulus weier om weer saam met hom te werk. En oral waar Barnabas opdaag, gebeur dieselfde ding. Hy sien potensiaal waar ander ouens probleme sien. Dink net gou daaraan, as Barnabas nie in Saulus geglo het nie, wonder ek of sou Paulus ooit die geleentheid gekry het om die grootste sendeling van die vroeë kerk te word. Barnabas was die ou wat die gap vir Paulus oopgemaak het. Ons weet nie, ons weet nie of die Here vir hom 'n ander deur sou oopmaak nie, maar ons weet Barnabas was die ou wat gesê het, hey, gee die oue kans. Gee die oue kans, ek sien iets in hom, ek sien dat die Here hom wil gebruik, kom ons gee hom 'n kans. Mag ek jou iets vra vanmôre? Wie was die Barnabas in jou lewe? Wie het in jou geglo toe jy nie in jouself geglo het nie? Wie het iets in jou raak gesien wat jy self nie eers raak gesien het nie? Wie het vir jou 'n deur oopgemaak? Wie het vir jou die geleentheid gegee? Alright, nou 'n moeiliker vraag. Vir wie is jy Barnabas? Is daar dalk 'n kind, of 'n tiener, of 'n student, of 'n kollega, of 'n werknemer, of 'n vriend, of 'n wat ook al, wat net een persoon nodig het, wat
in hom of haar glo. Een persoon nodig het wat in die gap vir daai mens kom staan en kom sê, hoorie so, gee hom 'n kans, gee haar 'n kans. Dit is presies wat Barnabas doen wanneer hy in Antiochië kom. Hy kom nie daar om te kritiseer nie, hy kom nie daar en probeer oorvat nie, hy kom nie daar met 'n houding van, kom, laat ek nou vir julle wys hoe behoort 'n kerk te lyk en 'n kerk te doen nie. Nee, vers 23 sê iets besonders, hy sê, daar staan, toe hy die genade van God sien. Moenie die woorde te vinnig lees nie. Barnabas se oë was ingestel op iets anders as mense sin. Hy sien nie eers die probleme nie, hy sien nie eers die verskille tussen hom en hulle nie, hy sien nie eers alles wat kort kom nie, hy sien eers die genade van God vir hierdie mense. Die liefde van God vir hierdie mense. En ek wonder sommer, julle, hoeveel konflikte in die kerk voorkom sou kon word, as ons ook so na mekaar gekyk het. En in plaas van eers die probleem, of eers die verskil, God se genade vir jou sien. God se liefde vir jou sien. Hoeveel keer kyk ons eers wat is fout? Jy kon vanoggend hier ingestap het, en 'n lysie van 100 goed neergeskryf het, wat jou pla. Jy kon. Want ons sien maklik daai ou wat ons irriteer. Ons sien maklik as 'n bediening nie lekker werk nie. Ons sien maklik as 'n ou ons nie vriendelik genoeg groet nie. Ons sien daai ou wat nie geestelik is waar hy of sy moet wees nie, en dit krap sommer net aan ons. Maar Barnabas wys vir ons moet eers vra, waar is God reeds besig om te werk? Waar sien ek die genade van God? Waar sien ek die liefde van God raak? Nou wil ek sommer vanoggend vir jou vra, wat is jou ingesteldheid wanneer jy hier instap? Maar ook wanneer jy hier uitstap en jy met die ouens daar buite werk. Waarop fokus jy? Is jy ingestel op die negatiewe, dit wat nie werk nie, die konflikpunte? Of het jy 'n ingesteldheid van, ek wil God se genade vir hierdie ou raak sien. Ek wil God se liefde vir hierdie ou sien. Here, werk deur my. Maak my oë oop vir dit wat U besig is om hier te doen. En toe doen die seun van bemoediging presies wat sy naam sê, hy bemoedig hulle. Weet, waartoe het hy hulle aangemoedig? Vers 23 sê, hy het hulle aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. So Barnabas het hierdie mense aangemoedig om aan die Here vas te hou, en om vas te staan in hulle geloof, en om 'n noue gemeenskap met die Here te bly. Julle, as ek bly hierdie teks net terugbring na ons toe. Ek wonder, wat sal gebeur as ons dit vir mekaar doen? Wie van ons het nog nie geestelik moeg geraak nie? Wie van ons het nog nooit getwyfel of moed verloor of gevoel, ons is nou lus om op te gee, ek kan my tassies pak en ek kan gaan en hulle moet my ergens op 'n eiland kom soek, want ek gaan daar op my eie wees nie. Ons almal was al daar, en miskien is daar iemand wat vandag hier sit, wat iets hiervan op hierdie oomblik beleef. Die waarheid is, dis maklik om saam met iemand te kla. En Basileia gemeente, wees attent daarop. Dis maklik wanneer iemand by jou kom kla, om saam met daai persoon te kla. 'n Mens verval baie maklik in negativiteit. Dit verg baie meer van jou om iemand te help om aan Jesus vas te hou. En ek dink hierdie optrede van Barnabas wat Lukas vir ons dokumenteer. So Lukas skryf dit vir ons neer, en die Heilige Gees laat dit in die woord van God opneem vir 'n rede. En daai rede is om ons aan te spoor om dit ook voortdurend vir mekaar te doen. Om voortdurend mekaar aan te moedig om vas te staan in jou geloof, om aan Jesus vas te hou en om 'n noue gemeenskap met die Here te bly. In plaas daarvan dat ons saam met mekaar moan en mekaar negatief praat.
word ons hier opgeroep om mekaar in geloof aan te moedig. Iemand na jou toe kom en moan oor iets. Bid saam met daai persoon. In plaas daarvan om te sê, ja, die dominee het my nou weer die Sondag ook geïrriteer. Julle laag. Ek het iemand geken wat altyd vir my gesê, daar's 'n stukkie waarheid in elke grappie. Miskien is dit waar die Here jou vandag buite jou gemaksone roep. Nie om iemand reg te help of te korrigeer nie, maar om iemand te bemoedig. Die skrywer van Hebreërs 3 vers 13 sê, maar spoor mekaar elke dag aan, solank daar nog van vandag sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Wil jy dit op nog 'n plek hoor? Daar's nog 'n paar, ek gaan net vir jou nog een noem. 1 Tessalonisense 5 vers 11. Daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in geloof opbou. Sien jy dat bemoediging nie 'n opsionele ekstra vir 'n gelowige is nie. Dis nie 'n add-on nie, dis 'n opdrag. Dis deel van hoe God sy kerk bewaar. En kyk net wat gebeur wanneer Barnabas dit doen. Vers 24 sê vir ons, 'n aansienlike groep mense is tot die geloof in die Here gebring. Ek dink ons onderskat die krag van 'n woord van bemoediging. Dink daaraan, Barnabas het vir Paulus bemoedig en die grootste sendeling in die geskiedenis van die kerk is gebore. Barnabas bemoedig hierdie gemeente in Antiochië en wêreldsending begin. Die evangelie gaan van hierdie kerk af uit in die wêreld in. Barnabas gee vir Markus 'n tweede kans en raai wat gebeur? Markus skryf die evangelie. Markus in ons Bybels. Moet nooit die krag van bemoediging onderskat nie. Ek glo bemoediging, hoor dit wat ek sê vanmôre, ek glo bemoediging is een van God se sterkste teenmiddels teen geestelike moedeloosheid en verval. Dalk is daar iemand hierdie week wat jou geestelike bemoediging nodig het, wat nodig het dat jy 'n Barnabas vir hom of vir haar moet wees. Ons praat hier van geestelike bemoediging. Geestelike bemoediging. Het is nie dieselfde as om vir 'n ou te sê, hoorie so, well done, jy doen 'n goeie job nie. Hier is om te sê, hoorie so, die Here sien jou raak, byt net vas, hou net aan, doen wat jy doen, die Here gaan jou gebruik. Daar's 'n verskil. So groot was die groei in Antiochië dat Barnabas besef het, hy kan dit nie meer alleen doen nie. En hier weer eens sien ons iets van sy karakter raak. Hy probeer dit ook nie alles self doen nie. Hy wil nie al die eer vir homself hê nie. Hy probeer nie onmisbaar wees nie. Wat doen hy? Hy gaan soek vir Saulus. En so begin een van die mooiste vennootskappe in die geskiedenis van die kerk. En vir 'n hele jaar lank is Barnabas en Paulus, saam in Antiochië. En saam onderrig hulle hierdie gemeente. En saam maak hulle disippels van die Here. En saam berei hulle gewone gelowiges voor om Jesus getrou te volg. Want dit is die roeping van die kerk. Om mense te onderrig, dis wat hulle gedoen het. Nie om mense te vermaak en of gelukkig te hou nie, om mense te onderrig. Maar, en dis 'n belangrike maar, 'n gemeente kan al die regte dinge leer, en al die regte goed onderrig word, en nog steeds nie soos Jesus lyk nie. Jy kan die suiwerste teologie hê. Jy kan elke Sondag in die kerk wees. Jy kan jou Bybel beter as enige iemand anders ken en tog kan liefde by jou ontbreek. En daarom wys Lukas in hierdie verhaal vir ons dat 'n gesonde gemeente altyd op 2 bene staan. Die een been is gesonde leer of gesonde onderrig.
En die ander been is liefdevolle gemeenskap. En as een van hierdie twee ontbreek, loop 'n gemeente mank. En kyk net hoe word die liefde van hierdie gemeente in Antiochië sigbaar. Die profeet Agabus waarsku, daar's 'n hongersnood op pad. En as 'n jong gemeente verwag mens eintlik gaan hulle nou sê, "Ja, okay, ons het hierdie woord van die Here gekry. Julle ouens, wat doen ons om onsself voor te berei? Ons het nou hierdie spesiale woord van die Here gekry. Ons moet gereed wees. Wat gaan ons doen om reg te wees vir daai tyd en na onsself om te sien?" Maar hierdie gemeente doen presies die teenoorgestelde. Uit liefde besluit hulle om 'n hulpfonds bymekaar te maak en dit nie vir hulle self te hou nie. Hulle stuur dit na die gemeente in Jerusalem, wat weer van daar af die hulpfonds sal kanaliseer na waar dit nodig is. En dis vir my verskriklik merkwaardig, ek wil nie jy moet dit mis nie. 'n jaar van tevore was Jerusalem die gemeente wat 'n sendeling na Antiochië toe gestuur het. So Jerusalem, die gemeente in Jerusalem het hulp gestuur na hierdie gemeente in Antiochië. En nou, hier waar ons nou is Antiochië die gemeente wat hulp stuur vir Jerusalem. Die gemeente in Jerusalem. En God se genade het hulle harte so verander en so geraak, dat hulle nie meer net vra, wat het ons nodig nie, hulle vra nou, wie het ons nodig? Nie wat het ons nodig nie, maar wie het ons nodig? Vir wie kan ons iets beteken? En dalk is dit nog 'n manier waarop God buite ons gemakszones werk. Ons natuurlike reaksie is om altyd eers aan onsself te dink. My gemak, my veiligheid. Maar God se Gees beweeg ons om eers aan ander te dink. Dis hoe Jesus lyk. Wanneer ons terugkyk oor Handelinge 11, dan sien ons dieselfde patroon herhaal. Die hele Handelinge 11. God wat buite gemakszones beweeg en werk. So God werk buite Jerusalem. God werk buite Judaïsme en die Jode. God werk buite bekende mense. God werk buite bekende taal. God werk buite bekende kulture. God werk buite mense se vooroordeele. God werk buite ons gemaksone. En ek wil jou vandag los met een vraag. Na ons die teks regtig baie na ons lywe toe getrek het en na baie bietjie introspeksie vrae was vanoggend, wil ek hierdie vraag nog vir jou vra. Waar is jou Antiochië? Waar wag God vir jou aan die ander kant van jou gemaksone? Miskien is Antiochië nie 'n stad nie, né? Miskien is dit 'n gesprek wat jy al vir maande lank uitstel. Miskien is dit iemand wat anders as jy is, na wie die Here jou toe stuur. Miskien is dit iemand wat geestelike bemoediging nodig het. Miskien is dit 'n bediening, waarby die Here wil hê jy moet aansluit. Miskien is dit daai geloofstap wat jy nog heeltyd bang is om te neem, want jy weet dit gaan jou uit jou gemaksone uitdruk. Ek weet nie waar lê Antiochië vir jou vanmôre nie, maar weet jy wat weet ek? Ek weet, God is reeds daar. God is reeds daar. Hy is reeds aan die ander kant van jou gemaksone. Besig om te werk. Besig om daai persoon voor te berei. Besig om iets vir jou voor te berei. En as Handelinge 11 ons vandag iets leer, dan is dit eenvoudig hierdie waarheid. God werk buite my gemaksone. Ek mag nooit 'n gemaklike Christen word nie.
Gemaklike Christene is passiewe Christene. As ek saam met God wil werk, moet ek bereid wees om buite my gemaksone te gaan. Weet julle wat's my grootste, kom ek deel dit maar. Ek haat dit om onvoorbereid in Engels te praat. Soos dis nie dat ek nie kan nie, maar dis net dat ek voel, as jy my onvoorbereid in Engels laat praat, dat ek heeltyd oor my woorde val. En hoeveel keer het dit al gebeur wat die Here my juis uit daai comfort zone uitdruk? Wat die Here juis vir my vra om met iemand wat Engels praat, te gaan praat. En die mooiste goed wat uit daai gesprekke gebore word, kan vandag daarvan getuig. So dis sommer net 'n eenvoudige, praktiese stukkie mens voorbeeld vir jou vanmôre. Wat is jou comfort zone? En waar wil die Here jou gebruik? En is jy bereid om daai tree uit jou comfort zone uit te gee vir sulke mooi goed soos in Handelinge 11 om te gebeur? Moenie 'n gemaklike Christen word nie. Moenie passief raak in jou geloof nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat die woord ons vandag net weer herinner dat die koninkryk voortdurend besig is om uit te brei, en dankie dat die evangelie nie in Jerusalem gebly het en by die Jode gebly het nie, maar ook na Antiochië toe gegaan het en daar na die heidene toe gegaan het en uiteindelik ook van daar af na ons toe uitgebrei het, Here. Here, ons bely vanmôre, en dis 'n skuldbelydenis vir party van ons, 'n sondebelydenis vanmôre, dat ons so maklik in ons gemaksone vasval. Ons hou van dit wat bekend is, Here. Ons hou van dit wat veilig voel. Ons hou daarvan om tussen mense te wees wat soos ons dink en soos ons leef. Maar vandag het U ons gewys dat U dikwels juis buite ons gemaksone werk. Hier uit U woord uit. En gee ons daarom die geloof om U te volg wanneer U ons roep om oor grense te stap. Gee ons die liefde om mense raak te sien wat anders as ons is, en gee ons die nederigheid om nie ons eie eer te soek nie, maar om U naam te verheerlik en U naam groot te maak. En Here, ek wil sommer vanoggend bid, maak van ons 'n gemeente vol Barnabasse. Mense wat nie eerste kritiek lewer nie, maar eerste U genade in ander raak sien. Mense wat moed inpraat, waar ander afbreek. Mense wat in ander glo, omdat U eerste in hulle geglo het en hulle geroep het. Mense wat bereid is om ander op te bou en hulle nader aan Jesus te bring. Mense wat woorde van bemoediging deel, wat nie suinig is met ons bemoediging nie. Ag Here, wanneer ons vandag hier uitstap, wys vir ons elkeen waar is ons Antiochië. En wys vir ons daai gesprek wat ons moet gaan voer, daai persoon wat ons moet bemoedig, daai stap van gehoorsaamheid wat ons moet neem, wat ons so lank al uitstel. En gee ons die gehoorsaamheid, Here, om eenvoudig aan te sluit daar waar U alreeds besig is. Ons vra dit nie, Here, sodat mense ons sal onthou nie. Maar ons vra dit sodat die naam van Jesus groot gemaak en verheerlik sal word. Want aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons, Here, is net instrumente in U hande. Amen.